Romeine hoofstuk 8, ons kyk van vers 4 tot en met, van vers 5 af, maar wat ek gaan doen is, ek gaan lees van vers 1 af, tot en met vers 8, maar ons kyk dan net van vers 5 af. Vers 5 tot 8 is in 'n sekere sin uitbreiding op dit wat vers 4 sê, en vers 4 is dan die konklusie van dit wat van vers 1 tot 3 gesê is. So, Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En dan ons teksgedeelte vir oggend, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Sover ons geleesde gedeelte dan, ons bid dat die Here vir ons sal lei en dat hy vir ons sal leer uit sy woord, dat ons ook sal lewe en sal dink oor hierdie dinge wat ons vanoggend ook gaan leer. Kom ons bid. Here, ons loof U vir U goedheid en ons loof U vir U woord, dat U ons nie sonder 'n getuienis gelaat is nie, dat U nie onduidelik is wat U van ons verwag nie, dat U nie onduidelik is oor wat die enigste weg van verlossing is nie, en Here, dit is so, ons verlossing is nie op grond van enige van ons eie werke nie. Ons word nie gered omdat ons beter is as ander nie. Ons word gered omdat ons in die Here Jesus Christus glo, wat 2000 jaar terug vir ons sondes gesterf het. Maar toe die Here, toe U ons nuut gemaak het, toe U ons tot geloof gebring het, het U Heilige Gees in ons geplaas. Hy is in ons gedeponeer. Dis die sekerheid wat ons het, dat ons waarlik U kinders is. En daardie Heilige Gees moet ons verander. Ons kan nie lyk soos die wêreld nie. Ons kan nie dink soos die mense van hierdie wêreld nie. En daarom bid ek, Here, dat U vir ons sal help om ons eie hart te ondersoek. Is ons inderdaad hulle wat deur die Heilige Gees gelei word? En is ons hulle wat lewe in ooreenstemming met sy wil? Dis my gebed, Here, help ons dat ons hierdie hart, ons hartsake sal ondersoek vanoggend. En dat U ons dan ook sal bemoedig en versterk in die geloof as ons daar is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So wat het ons sover geleer hier in Romeine 8, Romeine 7, Romeine 8, Romeine 6 eintlik ook al. Ons het geleer dat daar is 'n innerlike worsteling binne in elke gelowige. Daar's 'n stryd tussen wat ons wil doen, naamlik die wil van God, en dit wat ons somtyds doen, naamlik die sonde. En ons het gesien dat in en uit onsself is ons te swak om hierdie geveg te wen. Oorwinning van die sonde kom nie deur die letter van die wet nie. Ons kan nie poog om God se wet te onderhou om so gered te word nie. Ons kan nie deur ons eie goeie werke God tevrede stel nie. Maar deur die werking van die Heilige Gees in ons, is ons in staat om die sonde te beveg en te wen. So die oorwinning kom nie deur die letter van die wet nie, maar deur die nuwigheid van die Heilige Gees, deur die nuwigheid van die Gees.
En so word ons dan dag vir dag meer en meer hulle wat oorwin oor die sonde. Deur die werking van die Heilige Gees. En sodoende kan ons nou, en hierdie is belangrik, kan ons nou die wet van God vervul. Ons kan die wet van God vervul, deur die werking van die Heilige Gees in ons. Ons kan doen wat God van ons verwag. En om hierdie punt dan nou huis toe te dryf, plaas Paulus vanoggend die gelowige langs die ongelowige en sê, kyk na hierdie twee persone. En ek dink julle sal met my saamstem, dat as ons kyk na die gelowige en ons kyk na die ongelowige, dan moet daar 'n merkbare verskil wees tussen die twee. Want die ongelowige leef na die vlees, en die gelowige leef na die Gees. En dit moet sigbaar wees. Nou, kom ek gebruik die illustrasie, daar staan twee fabrieke langs mekaar. En van buite af lyk hulle presies dieselfde. Die een fabriek lyk net soos die ander fabriek. Jy kan nie 'n verskil sien van buite nie. As jy 'n verskil wil sien, dan moet jy ingaan. En jy moet nie net sommer ingaan nie, jy moet ingaan tot in die CEO se kantoor, want dis waar die verskil begin. En die verskil is radikaal. Die verskil is sigbaar in die produkte wat hulle lewer. Die verskil is sigbaar in die uiteinde van hoe die besigheid bedryf word. Dit word sigbaar in hulle lojaliteit teenoor hulle mense en hulle kliënte. Maar hier's die ding, terwyl almal kan sien en duidelik kan sien daar's 'n verskil tussen die twee maatskappye, weet almal nie wat die verskil veroorsaak nie. Daar's iets diep binne in daardie maatskappy, iets daar wat nie noodwendig vir almal sigbaar of duidelik is nie, maar die verskil kan gesien word. Met die eerste oogopslag is daar nie 'n verskil tussen die gelowige en die ongelowige nie. Hulle gaan na dieselfde skool toe, hulle gaan na dieselfde werk toe, hulle gaan na dieselfde winkelsentrum toe, hulle gaan op dieselfde plek vakansie. Daar's nie 'n verskil op die eerste oogopslag tussen die gelowige en die ongelowige nie. Daar's nie 'n verskil in hulle voorkoms nie. Daar is tog 'n verskil en dis iets innerlik. Want daar's 'n ander mag, broer en suster, het ons laasweek in vers 2 gesien. Daar's 'n ander mag wat werk in die gelowige as wat werk in die ongelowige. Die ongelowige is nog onder die meesterskap van Adam in hom. Maar die gelowige is onder die beheer en die meesterskap van die Heilige Gees wat nou in hom is. Dis die verskil. Daar's 'n duidelike verskil wat merkbaar moet wees in die manier hoe jy lewe. En so ons kyk dan vanoggend, so ek sê, na hierdie twee mense, en ek wil hê ons moet sien, 'n persoon se denkwyse vertel vir jou wie hy werklik is. 'n Persoon se denkwyse vertel jou wie hy werklik is. En ons kyk dan na drie beginsels van wat is ons denkwyse. En so eerstens, drie beginsels van denkwyse. Jou denkwyse vertoon wie jy werklik is. Kyk wat sê vers 5. Vers 5 sê vir ons, want die wat vleeslik is, bedink wat? Bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou vir die meeste van ons spandeer ons grootste deel van ons dag tussen ongelowiges, of jy nou by die werk is of by die skool, as jy televisie aansit, as jy die radio aansit, as jy op sosiale media is, ons is omring deur wêreldse mense met wêreldse denkwyses. So as jy net vir 'n paar minute in die oggend jou Bybel lees en bid, dan gaan dit jou nie bewaar teen al die aanslae wat elke dag, heel dag op jou kom. Ongelowiges bedink vleeslike dinge, so hulle gedagtes, hulle belangstellings, hulle begeertes,
Selfs hulle lewensdoel is alles vleeslik. Dis die dinge wat hulle najag. En die beheerende vraag in hulle lewe is, wat begeer my vlees? Wat wil ek hê? En dit doen hulle. Dit jaag hulle na. En die natuurlike begeertes van elke mens is sondig. Dis ook waar van elkeen van ons. Ons default setting is om te gaan en te wil hê dit wat ek self begeer, my selfsugtige ek. Wat wil ek hê? Dit jaag ek na. Dis ons default setting. En so jy as gelowige is nog nie waar jy moet wees nie, so jy het nodig om paraat te wees, ekstra versigtig te wees, want wat vleeslik is, dit kom natuurlik vir almal van ons. En so hier is my vraag, antwoord hierdie vir jouself, hoe dink jy oor jou man, of oor jou vrou, of oor jou kinders? Dink jy geestelik, of dink jy vleeslik? Hoe dink jy oor jou baas by die werk? Of jou werknemers, as jy dan in 'n hoër posisie is? Hoe dink jy oor die land en die regering en oor die ekonomie? Dink jy soos iemand wat geestelik dink, of dink jy soos iemand wat vleeslik dink? Is jou gedagtes vleeslik of geestelik oor hierdie dinge? Want om geestelike dinge te bedink, vra broer en suster, dat jou gedagtes, jou belangstellings, jou begeertes en jou lewensdoel ingestel is op een enkele taak. Ek wil God behaag. Ek wil God tevrede stel. Ek wil God eer in alles wat ek dink en doen. Jy is elke dag omring deur ongelowiges, broer en suster. En dis maklik om beïnvloed te word om net soos hulle te begin redeneer. Dis instinktief, want dis hoe sondig ons vlees is. Jy wil soos die mense van hierdie wêreld redeneer. Maar as jy 'n gelowige is jy nou een wat onder die beheer en meesterskap van die Heilige Gees is. En so jou gedagtes, belangstellings, begeertes en lewensdoel is en moet anders wees as wat dit nog altyd was. Daai denkwyses pas nie meer by 'n gelowige. Ons moet anders dink, want daar's 'n nuwe mag wat ons dryf in hierdie lewe. Ek sê weer, jou denkwyse verklap wie jy eintlik is. Dit vertel eintlik vir ons wie is werklik in beheer van jou hart en jou brein. Wie is werklik die meester van jou lewe? Is dit Adam of is dit die Heilige Gees? Ek wil jou aanmoedig, spandeer meer tyd in God se woord, spandeer meer tyd in gebed, spandeer meer tyd met medegelowiges, want die sosiale media en televisie en radio en alles anders, alles in hierdie wêreld se poging is om jou te beïnvloed tot wêreldse denke. Maar jy kan selfs daardie dinge gebruik om geestelike dinge te bedink en geestelike dinge na te jaag. Jy werk tussen ongelowiges elke dag, maar selfs daar by die werk kan jy nog geestelike dinge bedink. Jy het ongelowiges in jou familie, maar jy hoef nie deel te hê aan hulle wêreldse woorde en dade en gedagtes nie. Jy
kan jouself nie uit hierdie wêreld verwyder nie. Dit weet ons. Die Amish het dit probeer, dit werk nie. Ons kan onsself nie uit die wêreld verwyder nie, ons is hier. Maar ons kan hier in die wêreld begin dink en praat en doen soos hulle wat navolgers van Jesus Christus is. Ons kan. En dit alles begin by 'n geestelike ingesteldheid, dit alles begin by om geestelik te dink oor alles. Om God te eer, broer en suster, is belangriker as aansien van mense. En jou denkwyse vertoon wie jy werklik is. So ondersoek vanoggend jou hart. Wat is jou ingesteldheid? Wat is dit wat jy dink? Wat vertel dit van wie jy is? Dit bring my by ons tweede punt. Jou denkwyse het ewige nagevolge. Kyk wat sê vers 6. Vers 6 sê, want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Nou wat bedoel Paulus? Ek dink nie hy bedoel dat dit wat jy dink die vermoë om jou dood te maak nie. Dis nie daai konsep van die charismate dat jou woorde spreek lewe of jou woorde spreek dood nie. Dis nie wat Paulus hier sê nie. Wat sy punt is om te sê dat dit wat jy dink neem jou of verder weg van God af of dit bring jou nader aan God. En wat is dit? Wat is die ewige dood? Die ewige dood is om verwyder te wees van God se teenwoordigheid. En vleeslike denke dryf jou uiteindelik weg van God af. Luister wat sê Jesaja 59 vers 2. Het sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie hoor nie. En so die ongelowige, die een wat na die vlees lewe, hy is dood in sy misdade en sonde, sê Efesiërs 2 vers 1. So deur vleeslike dinge te bedink, dryf jy jouself verder weg van die Here af. Jy kom nie nader aan die Here deur om vleeslik te dink nie. Jou gedagtes, jou belangstellings, jou begeertes, jou lewensdoel, as dit deur vleeslike dinge gedryf word, dan maak dit eintlik 'n intieme verhouding tussen jou en God onmoontlik. Maar as jy geestelike dinge bedink, wat doen dit? Dit bring jou nader aan God, is dit? As jou gedagtes en jou belangstellings en begeertes en lewensdoel is om God te verheerlik, dan word jy nader en nader aan God gebring. En sê Paulus dan, 'n geestelike denkwyse is eerstens dit wat dan vir jou lewe is. Deur geestelike dinge te bedink, wat gebeur? Jou kennis en jou gemeenskap met God verdiep. Wat sê Jesus in Johannes 17, nee, onthou dis die hoëpriesterlike gebed, hy bid tot sy Vader vir ons, hy tree vir ons in, hy bid en pleit by sy Vader, dis oomblikke voor hy sou sterf, en wat bid hy? Hy sê, Vader, hy sê, dit is die ewige lewe, dit is die ewige lewe, dat hulle U sal ken, die waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het, om U te ken, dis ewige lewe. So ware gemeenskap, of althans ware lewe, is gevind in gemeenskap met God. En daarom bedink geestelike dinge, want daarin het jy gemeenskap met God. En deur gemeenskap met God, sal jy hier in hierdie lewe werklik vind, jy lewe. En jy het nie net 'n doellose bestaan wat niks beteken nie.
Jy sal in hierdie lewe reeds lewe, maar jy sal ook vir ewig lewe as jy in gemeenskap met God leef. En dit kan jy net doen deur kennis van hom. Jou denkwyse moet getuig van jou geloof, dat dit opreg is. Geloof moet jou denkwyse verander. Jy kan nie dink soos mense van hierdie wêreld dink. Jy kan nie so dink. Jy kan nie so dink. Maar sê Paulus, dis nie net dat dit vir ons lewe gee nie, die laaste woord in vers 5, dit gee ook vir ons vrede. Waar vind ons vrede? Vrede word gevind deur 'n lewe wat deurdrenk is met denke en gemeenskap met Jesus Christus, met God. Hy sê wat het Romeine 5 vers 1 vir ons gesê, ons het nou al daarna gekyk. Omdat ons deur die geloof geregverdig is. Omdat ons deur die geloof geregverdig is, het ons nou vrede met God. Ons het vrede met God, omdat ons deur geloof geregverdig is. Deur die Here Jesus Christus. So vrede met God kan net gevind word deur geloof in hierdie Jesus Christus. So dink hieraan, dink aan dit. Dink in wat ook al jou omstandighede mag wees. Dink ook in wat ook al jy mag deurgaan. Jy het vrede met God. God is aan jou kant. Jy hoef nie te twyfel oor jou geloof. As jy as 'n gelowige kom en jou gedagtes geestelik rig om te onthou dat jy in Jesus Christus reeds vrede met God het. Die ewige lewe is gegee aan elkeen wat in Jesus Christus glo. Dit kan nie van jou weggeruk word nie. As jy waarlik 'n gelowige is, kan jou ewige rus nie weggeruk word nie. Dis nie in jou hande nie. Die prys daarvoor is klaar 2000 jaar terug aan die kruis betaal. God kan nie teruggaan op sy eie woord en sê, wel ek gaan nou nie meer vir jou sterf nie, ek gaan nou vir iemand anders sterf. God kan dit nie doen. As jy waarlik 'n kind van die Here is, dis hoekom dit so belangrik is dat jy moet vir jouself afvra vanoggend, is ek een wat geestelik dink? Is ek een wat getuig deur my lewe dat ek werklik 'n kind van God is? Want as jy is, het jy vrede met God. Maar soms het ons nie net vrede met God nodig nie, nee, ons het ook vrede in ons eie lewe nodig. Want omstandighede druk. Daar kom beproewinge en hartseer en probleme en al hierdie dinge het ons nodig om vrede te vind, want ons is oorweldig deur wat ons beleef. Maar wil jy vrede hê in alle omstandighede? Kom ek vertel vir jou wat sê Paulus moet jy doen as jy dit wil hê. Filippense 4 vers 7. Kom dan met alle smeking en gebede. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Jesus Christus. Wil jy vrede hê in jou omstandighede? Met smeking en gebed bring dit na die Here. En hy sal vir jou die vrede gee wat jy nodig het te midde van jou omstandighede. In Jesus Christus is daar lewe. In Jesus Christus is daar vrede. En daarom bedink geestelike dinge. Want daar is ons hoop. Daar is ons lewe, maar daar is ook ons vrede te midde van alle omstandighede. Geestelike denke sal na 'n dieper gemeenskap met God en Jesus Christus lei. En in daardie gemeenskap met God en Jesus Christus het ons nou gesien, het ons die lewe en het ons vrede. Soos 'n hert wat smag na water, so moet die gelowige se siel smag
na God. Hoekom? Want by hom vind ons die lewende water. By hom vind ons daardie waters wat rustig is. Die dinge van die vlees gaan nie vir jou rus gee van jou siel nie. Jy kan al die rykdom van hierdie wêreld hê. Jy kan al die aansien in hierdie wêreld hê. Dit sal nie vir jou die vrede gee wat jy nodig het. Al wie dit vir jou kan gee is God en Jesus Christus. Een intieme verhouding met God is al wat jou sal help in dit. Maar laastens, ons laaste hoofpunt vir oggend, jou denkwyse beïnvloed jou verhouding met God. Luister wat sê vers 7 en 8. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. So die vlees, wat dit bedink, is vyandskap teenoor God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So jou denkwyse beïnvloed jou verhouding met God. En vers 7 sê, vir ons, hoekom is dit dat vleeslike denkwyse, hoekom dit lei na die dood? Hoekom? Want as jy vleeslik dink, dan getuig dit dat jy is 'n vyand van God. Sonde is per definisie om teen God op te tree, dis om teen sy wil op te tree. So vleeslike denkwyses is daarom teenstrydig met God. Dit getuig dat jy nie God se vriend is nie, maar God se vyand. As jy aanhou in elke omstandigheid vleeslik dink, dan getuig dit dat jy is nie 'n vriend van God nie, maar sy vyand. As jy gedryf word deur denke wat soek dit wat God nie verheerlik nie, dan is jy sy vyand. En as jy dit doen wat jou vlees jou laat dink, en as jou vleeslike denke jou lewe oorheers, dan getuig dit nie van 'n liefde vir God nie, dit getuig van 'n haat vir God. Ons kan nie God Sondag by die kerk toesluit en vir die res van die lewe leef soos die duiwel en sê ons is Christene. Dan is ons vyande van God. En dan bring Paulus natuurlik weer hier in vers 7 die wet in, né? En onthou wat het ons nou gesê van die wet? Anders as wat baie mense dink, die wet is nie sleg nie. Paulus het in Romeine 7 vir ons gesê, die wet is heilig, die wet is regverdig, die wet is rein, die wet is goed. Dit vertel vir ons wat God behaag. Maar wat het ons laasweek gesien? Terwyl die wet goed is en vir ons vertel presies wat God van ons verlang, kan ons dit nie in ons vlees probeer doen nie, want ons is nie in staat nie. So die wet is nie verkeerd nie, maar die wet is nie kragtig genoeg om ons vlees te weerstaan nie. Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het, né? Want deur die Heilige Gees is ons in staat om die wil van God te doen. Is ons in staat om te kan doen dit wat God behaag. Maar so hy bring weer die wet in. As jy vleeslik dink, dan sal dit jou lei tot vleeslike woorde, vleeslike dade, dit gaan God nie behaag nie. So die vraag wat ek vanoggend vir jou moet vra is, waarvan getuig jou hart? Waarvan getuig jou denke? Hoe dink jy, kom weer terug, oor jou man of vrou of kinders? Hoe dink jy oor jou werkgewer of jou werknemer? Hoe dink jy oor die regering en die ekonomie en omstandighede in ons land? Dink jy soos een wat gevul is met die Heilige Gees? Of dink jy soos een wat gevul is met Adam? Was 'n oproep hier, broer en suster, dat jy sal
tree in ooreenstemming met dit wat jy met jou mond getuig. Jy sê jy's 'n Christen. Dink en praat en doen soos 'n Christen. Vul jou gedagtes met geestelike dinge. Bedink wat geestelik is, praat wat geestelik is, doen wat geestelik is. Doen dit wat wys dat jy onderwerp jouself aan die wil van God. Ek sê weer, die wet is nie sleg nie. Die wet is swak. Ons is nie in staat om deur wetsonderhouding ons vlees te oorwin nie. Ons kan nie die sonde doodmaak deur die wet nie. Te probeer om die wet te onderhou. Maar die wet is God se heilige, regverdige, rein en goeie wil. Dis die dinge wat God behaag. As jy nie in vyandskap met God wil lewe nie, as jy deur die Heilige Gees God se vriend wil wees, as jy deur die Here Jesus Christus die kind van God wil wees, dan is die vraag vanoggend dat jy sal leef soos 'n vriend, dat jy sal leef soos 'n kind, dat jy sal begeer soos 'n kind en 'n vriend van die Here Jesus Christus en God. Bedink sy wil en doen sy wil. En dan kom Paulus in vers 8 en hy sê, wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hoe kan dit wat in die vlees is God behaag? Hoe kan ons God behaag as ons vleeslik dink en vleeslik praat en vleeslik doen? Hoe kan ons God behaag? As ons gedagtes gedryf word en ons begeertes en ons belangstellings en ons lewensdoel word gedryf deur sondige dinge, hoe kan God behaag word in dit? Hoe kan jy God behaag as jy deur jou denke getuig dat jy is God se vyand? Hoe kan dit God behaag as jou gedagtes gedryf word deur vleeslike dinge? Luister wat Paulus se vermaning in Kolossense 3 vers 1 tot 3. As julle dan saam met Christus opgewek is jy saam met Christus opgewek? As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hoekom? Want julle het gesterf. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons is dood vir die gedagtes en die dinge van hierdie wêreld. Ons leef vir 'n nuwe meester. Ons is opgewek saam met Christus in die krag van 'n lewe wat is vir God se eer, nie vir hierdie wêreld. Talle van julle weet ek luister nie nuus nie. Ek besit ook nie 'n televisie nie. As jy my kar nou aansit, gaan jy hoor audio Bybel speel. Dis wat ek in my kar luister. Elke keer as ek alleen ry. Julle wat my volg op social media sal weet, ek gebruik my social media vir die enkele doel om die evangelie te verkondig. Dis al wat op my sosiale media uitgedra word. En die rede hoekom ek dit alles doen is omdat ek hierdie begeerte het om alle dinge geestelik te bedink. Kry ek dit perfek reg? Ek wens ek kan vanoggend hier staan en vir julle sê ek is sonder sonde. Ek is. Maar ek is in 'n geveg teen die sonde. Omdat ek alles geestelik bedink.
Ek soek om God te behaag. En jy kan vir my sê, Leon, dis maklik vir jou, jy's 'n dominee. Maar kan ek julle iets vertel, ek word nie elke dag omring deur geestelike mense wat geestelike denke het nie, inteendeel. Elke dag as ek by 'n skool inry, dan is ek omring deur duisende kindertjies en onderwysers wat vleeslik dink. En elke keer as ek by die huis is, dan word ek omring deur vleeslike mense, nie deur geestelike mense. En elke keer as ek in die winkel is en op die straat is, en elke keer as ek op social media gaan, daar's 'n magdom van vleeslike begeertes, vleeslike denke daar. Ek is nie beskerm meer as enige van die res van julle nie. Hier is die ding. Ons kan onsself nie uit die wêreld verwyder nie. Ons is hier. En kan ek bysê, jy's hier in die plek waar jy is, tussen die mense waar jy is, omdat God jou daar wil hê. Jy is waar jy is, omdat God begeer om jou daar te hê. En so die vleeslike invloede kom van alle rigtings, en hulle wil jou oorweldig, en kan ek jou iets meer vertel, daar's 'n groter probleem as die feit dat al die vleeslike begeertes kom van buite af. Hulle kom nie net van buite af nie, hulle kom ook van binne af, want hier sit Adam hier binne in my. En hy begeer met alles in hom, om te leef net soos wat die res van die wêreld leef. Kan ons hierdie geveg in ons eie oorwin? Ons kan dit net oorwin deur die Heilige Gees, wat ons sterk maak teen die geveg. Dis 'n geestelike worstelstryd, is dit nie. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen groter magte. Ons het nodig om hierdie geveg geestelik te veg. En om dit te doen, moet ons nie ons fokus wegdraai van God af nie, moet ons. Ons moet juis ons gedagtes meer fokus op God. En alle omstandighede sien in die lig van wat dit werklik is. Wie is die president van Suid-Afrika? Wie is die president van Amerika? Wie is die een wat in beheer is hier? Wie is die een wat ons vertrou? Wie is in beheer van ons land se ekonomie? Hou op om te dink soos die mense van hierdie wêreld. Want ons glo in 'n soewereine God, wat nie net jou naam ken nie, maar sy naam, jou naam met bloed, die bloed van sy eie seun geskryf het. 'n ewige verbond is met jou gesluit. Jesaja 41 vers 10 tot 14. Luister wat sê die Here vir sy volk. Hy sê, moenie bevrees wees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks. Jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks, soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, sal verdwyn. Want ek is die Here jou God,
gryp jou regterhand aan. Ek gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek sal jou help. Wees nie bevrees nie, wurmpie. Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here. En jou losser is die Heilige van Israel. Kyk na die Here. Hou op om te kyk en jouself te oorweldig deur gedagtes van wêreldse mense. Hierdie wêreld is nie jou verlosser nie. En kan ek by sê, hierdie wêreld is nie in beheer nie. Laat jou gedagtes getuig wees jou meester. Laat jou gedagtes getuig wat jou eindbestemming is. Laat jou gedagtes getuig met wie is jy in 'n verhouding. Dis my gebed. Vir elkeen van julle, maar ook vir myself. Daai twee fabrieke, hulle lyk presies dieselfde van buite. Staan langs mekaar gebou. Maar almal, al verstaan hulle nie noodwendig wat die verskil is nie, kan sien daar's 'n radikale verskil. En die verskil kom van wie is die meester. Kan die mense die verskil in jou sien? Wie is jou meester? Amen. Kom ons bid. Here, ek bid dat U vir ons sal help. Het is maklik om soos hierdie wêreld te dink. Het is maklik om beïnvloed te word deur die invloede van hierdie wêreld, sodat ons denke en uiteindelik dan ons woorde en dade net lyk soos die res van die mense om ons. Ons mag met ons mond getuig, Here, dat ons dien U. Maar wat vertel ons denke, Here? Help ons dat ons denke U sal verheerlik, dat ons daardie dinge sal soek wat daarbo is, waar Christus is. Sodat ons denke reg sal wees oor alle dinge, sodat ons sal onthou wie is werklik in beheer in alle omstandighede. Bid Here dat U vir ons sal help, want ons is swak, inderdaad, ons is te swak om teen ons eie vlees te veg en teen die aanslag van die bose van buite. Ons het die Heilige Gees nodig om hierdie geveg saam met ons te veg. Want dan in Hom is ons in staat om hierdie geveg te oorwin. Tot geestelike denke, tot geestelike dade, tot geestelike woorde. Dit wat U behaag. Ek pleit Here, help ons hiermee. In Jesus naam. Amen.